Ons verwelkom al ons kykers by Homebase en geniet hierdie Bybelstudie saam met ons. Dit is al nommer 6 in 'n reeks van 13. Vandag die vyand van binne. Wanneer ek teen die grootste vyand veg, dan veg ek teen die vyand van binne. Dis hy wat die beste weet wat in my lewe en my huis aangaan. En vandag kyk ons daarna hier in die boek van Josua. En ons gaan 'n paar ander boeke van die Ou Testament ook bytrek. In ons gebedsfoto sien jy daar waar die hele veld bedek is met sulke groot houers, kan ek maar sê sibbe, waarop vrugte uitgeplaas is. In hierdie geval is dit appelkose en dit word daar in die son gedroog. En dit het my so lus gemaak om nader te stap en te proe. Maar ek het maar die kamera gebruik om daardie foto te neem. Kom ons bid. Vader in die hemel, partykeer dan lyk die sonde vir ons so aantreklik. Dit lyk vir ons of dit vir ons goed gaan wees. Gee vir ons daardie innerlike krag om te sê, daar staan geskrywe. Amen. Ons begin met Jeremia, hoofstuk 17 en die 10de vers. Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Die Here toets ons, soos Psalm 139 in die nuwe vertaling sê, hy sien dwars deur my. Die Here toets ons, hy deursoek die hart, en jy kan vir hom niks wegsteek nie. Ek dink gedurig aan die storieetjie wat ek gelees het as jong mens, van die kind, die seentjie, wat 'n rooi karretjie begeer het. En toe hy met sy maatjies lekker speel, toe skielik toe wil hy nie meer speel nie. Want toe het hy ongemerk die rooi karretjie van sy maatjie gevat, toegehou in sy hand, en hom in sy sak ingeprop, en nou wil hy huis toe gaan, en met die ander kind se rooi karretjie speel. Hy het hom nou vasgelê. En hy kom by die huis, en hy sê vir sy mamma, kan die Here sien, die rooi karretjie sien, as hy nie by sy maatjie se huis is nie, en sê, maar weet nie wat aangaan nie, maar sy sê, ja, die Here kan alles sien. Jong, en hy dink. En hy sê, as ek hom toehou in my hand, kan die Here hom dan nog sien? En sy ma sê, ja. Hy sê, maar as ek hom in my sak toedraai, en hom in my sak sit, en my hand oor my sakke, kan die Here nog sien? Hy wil hom wegsteek, dat die Here hom nie kan sien nie, want hy wil met hom speel. Die probleem is nie die karretjie nie, die probleem is, hy wil iets vir God wegsteek. Nou vra ek myself, wat sê hierdie teks werklik? Ek, die Here, deursoek die hart en toets die niere. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, God gee aan ons volgens ons keuse. Hy gee wat ons wil hê. Met ander woorde, as jy gehoorsaamheid kies, dan gee hy jou beloning. As jy ongehoorsaamheid kies, dan gee hy vir jou vergelding, ook jou loon. Hy gee wat jy wil hê. Nou vra ek myself af, dra ons vrugte na die gees of vrugte wat doringagtige vrugte sal wees? En ek het 'n reeks fotootjies hier opgesit, en as ons na die eerste een kyk, dan is daar wat ek noem die reënboog vrugteslaai. Dis amper in die regte volgorde gerangskik. Eers die rooi arbeie, dan die oranje
span spek daarso, en dan die geel pineappel, en dan die groen, en dan moes die rooi druiwe daar gewees het, en dan die blou bessies laaste. Maar in elk geval, dit is pragtig. Dit is wat ons sintuie sien en wat ons wil hê. En dan is daarna die ongehoorsaamheid, die doringagtige vrugte van 'n verkeerde keuse. Wanneer ons wil beter met dit wat gevaarlik is. En as jy daar kyk na daai stinkolievrug, dan is hy vol swart saadjies. En daar's mense wat daai swart saadjies versamel, want dit het 'n verdowingsmiddel in, en dit dan eet. En dit kan vir jou hallusinasies gee. En wanneer jy speel met sonde, dan byt dit. En in die laaste fotootjie sien jy dat dit nie lekker is, wanneer daai doring jou vinger beet kry nie. En net hierdie week het ek 2 keer, terwyl ek onder 'n plant bossies uitgetrek het, 2 keer dubbeltjies in my vinger opgetel. Lees vir ons Josua 7 vers 1. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed. Let op, dis hulle eie keuse wat dit is, betref. Want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Hy het van die bangoed geneem, dit wat mooi was, dit wat sy sinne gestreel het. En dit het gevolge. Ander mense ly as gevolg van ons verkeerde keuses. En hulle ly nie net 'n dag of 2 of 'n week of 'n jaar dan nie, dit kan hulle dood beteken. En in hierdie geval van Achan is daar 36 man dood wat die soldate van Ai verslaan het. Josua 7 vers 5. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim en hulle verslaan op die afdraande. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het hulle geen meer krag oor nie, want uit jou ongehoorsaamheid, dit werk nie. Wanneer die Here nie aan jou kant is nie, dan verloor jy al die pad. Die bevel, dit is nou God se woord, sy wet, sy gebod, was baie duidelik. Maar dit wat my sintuie waarneem, dit het my betower. En dit bied Satan die kans om vir jou iets aan te bied. Hy bied dit gratis aan. Dit is so lekker, dit is so goed vir jou. En tog is dit 'n leuen, dit is verleiding, dit is ten koste van jou ewige lewe. Josua 7 vers 15. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het. Hy het 'n skanddaad in Israel begaan. Met ander woorde, God keur nie oortreding goed nie. Dit is verkeerd. In Josua 7 vers 11. Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het. En ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. Ja goed, nou in die Hebreëus vind ons dat hierdie woord wat hier vertaal is as ook of as ook, het hang af van watter vertaling jy gebruik. En in die King James word 'n paar woorde gebruik. Hierdie woord beteken om iets by te voeg, om ook 'n ding te doen. En in hierdie enkele teks, Josua 7 vers 11, word dit 5 keer herhaal. In die Afrikaans ou vertaling gaan ek hom weer lees en dit word 4 keer hier genoem. Israel het gesondig
en het ook, en daardie Hebreëse woord is gam, G-A-M, gam, het ook gam my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het, en ook weer die tweede keer gam, geneem van die bangoed, en ook weer 'n keer gam, gesteel, en selfs, daai woord selfs beteken ook, gam in die Hebreëus, heimlik by hulle goed gevoeg, en so word hierdie woord oor en oor gebruik. Dit dui vir ons aan, dat as jy begin met die bose, jy begin met 'n ongehoorsaamheid, jy doen dit net een keer, jy vertel een leuen, dan moet jy 'n tweede leuen vertel om die eerste een te bedek, en 'n derde een om die eerste twee te bedek, en so gaan jy aan, stapsgewys, en geleidelik loop jy 'n pad, wat met tyd onomkeerbaar is, en dan sê die Nuwe Testament vir ons, dat ons God bedroef. Elke verkeerde daad bedroef God. En so gaan ons van stap tot stap al verder. Eers het Agan gesien, stap 1. Tweedens, toe hy sien, toe vat hy. Kyk na hierdie werkwoorde. En toe hy gevat het, wat moet hy nou doen? Nou kan hy nie terugdraai en los nie. Nou moet hy dit dra, derde werkwoord. En nou waarheen draai dit? Nou gaan hy na sy tent toe. En hy grawe 'n gat, die vierde werkwoord. En as hy daardie goed daar in die gat neersit, dan gooi hy weer die gat toe. 5, 6 dinge wat hy na mekaar doen, om het vir die Here te bedek. Net soos die seentjie met die rooi karretjie, wat hom vir die Here wou wegsteek, net so maak Agan. En nou weet niemand daarvan nie. Maar die Here het dit gesien. En ek het hier in my gedagtes 'n diagram. God het oorspronklik vir ons die pad aangedui. Jy kan na die stippellyne kyk, vir Adam en Eva, om te groei, om in heiligmaking te groei. Elke daad van gehoorsaamheid, groei hulle geestelik, verstaan hulle meer, en so gaan dit trapsgewys of geleidelik al op en groei ons, totdat sonde nooit weer 'n vat op ons sal kry nie. Maar wat gebeur? Eva trap in die slaggat, sy is ongehoorsaam, en sy gaan 'n trappie af. En toe dit 1 trappie afgegaan het, toe gaan dit 2 trappies af, toe gaan kruip hulle weg. En toe die Here met haar praat en vra, toe laai sy die skuld op haar man, en toe laai sy die skuld op God, en so gaan dit af en af en af. En so die mensdom in die kuil van sonde heel onderbeland. Maar die Here kom, en hy gee vir ons weer 'n kans. Nou is ons ver onder die vlak van die skepping, toe Adam en Eva geskep is. Ons lê nou in die kuil van mismoedigheid en sonde. En nou kan ons, bied hy weer vir ons die kans, om trappe te klim na bo. Ons noem dit groei, ons noem dit heiligmaking, en wanneer ons huis toe gaan, saam met hom, met die wederkoms, soos die diagram aandui, dan kan ons begin waar Adam en Eva geval het, en van daar af volgens sy oorspronklike plan begin groei, maar net 6000 jaar later, so sy plan vir Adam en Eva, vir die volmaakte heilige gesin in die tuin van Eden, het 'n onderbreking van 6000 jaar, en dan kan ons verder groei. Dis maar net 'n gedagte. Kom ons kyk na God se genade tyd. Oortreding word aangekondig. Lees vir ons. Jy sal jou Bybel moet naslaan.
Rebecca, staan jou Bybel na vir Josua 7 en vers 11. Josua 7 vers 11. En dit dui daarop dat Israel die verbond oortree het. Dat hulle gesondig het. Ek wil net hier 3 punte hier uitlig, wanneer ons hierdie lesse leer in ons eie lewe toepas. Josua 7 vers 11. Israel het gesondig en het ook my verbond oortree. Nou, wat Rebecca hier lees, daar staan nie Agan nie. Daar staan dat Israel gesondig het. Met ander woorde, my sonde raak almal om my. En dit maak alles om my negatief. Tot die diere en die plante ly daaronder. Ons het God se verbond oortree. En dan die tweede punt, kom die oproep tot ons, dat ons moet opstaan, staan op, heilig die volk, teen môre hierdie tyd, sê Josua. En daar word weer aan Agan tyd gegee. Met ander woorde, toe Josua daar in die kamp van Israel aankondig, dat die rede hoekom hulle teen Ai verloor het, omdat daar sonde in die kamp is, het Agan dit gehoor, en hy kon bely het, hy kon na vore gekom het en sê, dis my skuld, maar hy het nie. En nou sê Josua, môre, heilig julle, gaan huis toe, reinig julle. Maar wat doen Agan? Hy kruip nog steeds weg. Die goed is nog steeds. Hy trek die mat nog oor daai plek in sy tent. Hy kry tweede genade tydperk. En as ons dit op onsself toepas, week na week, hoor ons preke, wanneer ons kerk toe gaan, wanneer ons die woord oopmaak, dan praat die Heilige Gees met ons. Dis ons genade tyd. En dan is daar die derde punt, wat het toe die volgende dag gebeur? Toe het die stamme een vir een na vore gekom en Josua het ondersoeking gestel en die lot gewerp, watter een is die skuldige. En so die ondersoekende oordeel in 1844 begin en word die name nagegaan van hulle wat al gaan rus het in die graf, in die boek van die lewe, en oor hulle lewens word geskryf, vergewe deur die bloed van die lam. Lees vir ons Josua 7 vers 14. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme, en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom man vir man. En hy wat in die besit van die wangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word. Hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het. Dankie. So eers kom die stamme bymekaar, en dan die geslagte, en dan die huisgesinne, en laastens word hulle man vir man aangewys, of deursoek. En so het ons tyd, maar die tyd word al korter en korter. Gaan ons bly wegkruip en hoop dat ons sonde bedek sal bly? Openbaring 20 vers 12 sien Johannes hier op Patmos die groter prentjie. Wat sê dit vir ons? Openbaring 20 en vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou, hoekom dink julle het Agan gesondig? As ons steel neem, hy het nie net die mantel gevat en huis toe gegaan.
Hy het nie net die mantel en die silwer gevat nie. Hy het die mantel gevat en hy is taamlik groot. Toe het hy hom opgebondel en onder sy linkerarm gesit. Maar toe sy regterhand nog beskikbaar. En toe vat hy die silwer, want hy sien nou al meer en meer. En dit lê hier verniet en niemand kyk nie, en is oorlog en hierdie mense word doodgemaak, so moenie die geld mors nie, en hy vat die silwer. En toe het hy dit toegerol in die mantel, en weer onder sy linkerarm gesit. En toe sien hy die goud. So, hy word gulsig, hy wil al meer en meer hê. En toe hy die silwer en die goud toegedraai het in die mantel, toe het hy al 2 arms nodig om daai gewig te dra. En sy rug, en hy's weg, en hy het gaan grawe, en hy het dit gaan bære. En toe het ek gedink aan 'n foto wat ek geneem het in Marlot Park, waar ons papaya uitgesit het. Ons het op 'n boomstomp, reg voor die huis wat daar was, het potjie spykers ingeslaan, en oor daai spykers het ons 'n halwe papaya neergesit. En toe was dit nie lank nie of die blou kuif loerie het daar kom inloer. En hy het nie net 'n bietjie papaya geëet soos die dagapie die vorige nag in toe pad gegee nie. Hy wou sommer daai hele papaya opsluk. In die foto kan jy sien hoe gulsig hy was. Daai blou kuif loerie in my taal staan bekend as Agan. Nou wat is die gevolge? Josua 7 vers 19. Toe sê Josua vir Agan, my seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer, en gee my tog te kenne wat jy gedoen het. Steek dit nie vir my weg nie. Nou kan hy nie meer nie, hy is nou in 'n hoek, nou moet hy praat. Wat doen ons skuldbelydenis na die, wat se goed doen dit, na die genade deur gesluit het? Dis dan te laat, dan help dit nie, wanneer ons gedwing word om te bely. Judas was so vies vir homself, maar hy was nie jammer nie. Hy wou nie sy lewe verander nie. Wat doen ons skuldbelydenis? As dit betyds is, dan werp dit vrugte af tot ons redding. As dit te laat is, dan gaan ons verlore. Maar ons skuldbelydenis verhef eintlik God. Dit sê vir ons dat God regverdig is. Die Engelse woord wat daar gebruik word is vindication. It vindicates God. Die aanklag teen God is dat God onregverdig is. So het Lucifer vir die engele in die hemel gesê, toe die opstand daar plaasgevind het, Openbaring 12. En uiteindelik, na 6000 jaar, wanneer Lucifer sy hele sonde-eksperiment uitgevoer het, weet die heelal dat Satan nie die beswil van die mensdom in oog het nie. Dat al sy aansprake en al sy beloftes leë beloftes is, en dat dit tot die ondergang van homself en ander beteken. En wat doen dit vir Josua? Dit verheerlik God, en vir Josua stel dit hom in kennis, daai belydenis, wat gebeur het. Josua 7 vers 21. Ek het naamlik een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silwer, en 1 goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem, en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent, en die silwer daaronder. Kon hy dit wegsteek? Kon hy dit effektief wegsteek vir God? Nee, dit het nie gewerk nie. En wat vir my interessant is, waar het hierdie lus of begeerte
of sonde vatkans aan hom gekry. Dit was op materiaal. Materiaal, daar's mooi kleurmateriaal, net dit gesien. En materiaal is waardevol, maar wat is meer waard? Toe sien hy silwer. En toe van silwer gaan sy oë na die goud toe. En toe gryp hy al drie. Josua 8 vers 1. Daarop sê die Here vir Josua: Wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar. Trek op na Ai. Kyk, ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. So die Here is nie daar verpletter. Sy doel is nie daar tot niet, toe hy hulle aangeval het nie. Toe hy daai sonde uitgewis het, en hulle Achan en sy familie en sy hoenders en die donkies en alles wat hy gehad het, sy hele huis verbrand het. En wat 'n tipe is van die eindoordeel, na die 1000 jaar, wanneer sonde finaal vernietig word. Toe sê die Here vir Josua: skep moed, wees nie bevrees nie, ek gee alles in jou hand. En lees verder vir ons, vers 2. En jy moet met Ai en sy koning doen, soos jy met Jerigo en sy koning gedoen het. Net sy buit en sy vee mag julle vir julself buit maak. Stel vir jou 'n hinderlaag op teen die stad aan die agterkant. Met ander woorde, toe die sonde uitgewis is. En vir my is dit ook 'n tipe hier van wat aan die eindtyd gaan gebeur. Wanneer die goddelose vernietig is, sê die Here hier, jy moet dit ook met die koning van Ai doen, wat 'n tipe is van Satan. Hy sal dan ook uitgewis word. En dit het gebeur. Hulle het hom aan 'n paal opgehang en hy's daai aand afgehaal. En dit was verby. En toe kon hulle van die buit neem, nadat sonde vernietig is op hierdie aarde. En uit elke mense gedagte kan ons die ewigheid binnegaan en van die vrug van die boom van die lewe eet. Josua 8 vers 8. En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek. Na die woord van die Here moet julle handel. Kyk, ek gee julle bevel. En wanneer mense luister na wat die Here sê en dit stiptelik uitvoer, dan neem die Here die verantwoordelikheid daarvan oor. Vers 14. En toe die koning van Ai dit merk, het die manne van die stad hulle in die vroegte gou klaar gemaak en uitgetrek om Israel in die geveg te ontmoet. Hy en al sy manskappe op 'n afgesproke plek voor die vlakte. Maar hy het nie geweet dat daar vir hom agter die stad 'n hinderlaag lê nie. Hy het nie geweet nie. Die koning van Ai het baie kennis gehad van Israel. Hy het geweet, net soos Rahab, wat God kan doen. Maar hy het gekies om sy eie spiere sterk te maak. En hier is hy besig om spykers in sy eie kus in te slaan. Want kyk wat gebeur, vers 15. En Josua en die hele Israel het hul laat verslaan voor hulle en gevlug in die rigting van die woestyn. En toe Israel nou vlug, toe glimlag die koning van Ai groot, en hy roep al die manskappe op, en hy sê, ons het weer oorwin, kom ons maai hulle af. Vers 16. Al die manskappe in die stad is toe opgeroep om hulle agterna te jaag. En terwyl hulle Josua agtervolg, is hulle van die stad afgesny, sodat niemand in Ai en Betel oorgebly het, wat nie agter Israel aan uitgetrek het nie. Niemand het oorgebly nie, almal is toe agter Israel aan, en die poorte van die stad is oop. En hulle die stad oop laat staan en Israel agterna gejaag. So gaan daar 'n tyd kom, want dit lyk asof die goddelose die oorwinning behaal oor God se volk. En toe die kennis wat die koning van Ai nie gehad het nie, omdat hy het nie wou hê nie,
Want God het hom die uitnodiging gegee en hy gee aan elke mens op hierdie aarde uitnodiging. Kom na my toe. Almal wat moeg is, wat rus wil vind. En so pragtig dat Rahab, dat Rut, dat vele ander daardie stem hoor, dat die Egiptenare wat saam met Israel uitgetrek het uit Egipte, baie van hulle het daai stem gehoor en gevolg en kan gered word. Maar toe staan die innerlaag agter die stad op en hulle kom na vore en het sê vir ons in vers 18 en die Here het vir Josua gesê, steek die spies wat in jou hand is op na Ai toe en hy steek sy hand op, want ek wil dit in jou hand gee. En daarop steek Josua sy spies op, wat in sy hand was na die stad toe. En ek dink aan Moses, wat daar die staf ook gebruik het om die Egipte, die Nyl te slaan, en toe die water bloed geword. In vers 19 sê, en die hinderlaag het gou van sy plek opgestaan en gestorm, en net toe hy sy hand uitgesteek het, het hulle die stad ingekom, dit ingeneem, en hulle die stad in die brand gesteek. Daar's niemand in die stad nie, net 'n hond en 'n kat hier en daar. En daai hele stad se rookwolk gaan op. En die beeste wat buite om die stad was, en die vee, dit alles het Israel gebuit. Ek wys vir julle daar so 'n fotootjie van 'n rook wat opgaan. So het die rook opgegaan. En toe die koning van Ai en al sy soldate omkyk en sien, daar gaan ons besitting op in rook. Toe besef hy is verlore. En skielik moet hy nou van voor, toe draai Josua om. En hulle veg teen hulle. Maar hier's manne wat van agter af veg, en jy kan nie aan twee kante veg nie. En toe is die inwoners van Ai verslaan. Nie 10 nie, nie 1000 nie. As ek reg onthou, 12.000 man. En ek lees vir julle, Josua 8 vers 20, toe die manne van Ai agter hulle omkyk, sien hulle hoe die rook van die stad die hemel optrek. Maar hulle het geen kans gehad om hierheen of daarheen te vlug nie, want die manskappe wat op die vlug was na die woestyn, het omgedraai teen die vervolgers. So gaan baie goddelose mense omdraai wanneer dit te laat is. In vers 21 sê, toe Josua en die hele Israel sien dat die hinderlaag in die stad inneem en dat die rook van die stad opstyg, het hulle omgedraai en die manne van Ai aangeval. Daarop trek die uit die stad, dis nou van die agterkant af, hulle tegemoet, sodat hulle tussen Israel in geraak het, 'n deel diskant en 'n deel anderkant, en hulle het hulle verslaan, totdat daar niemand van hulle oor was, wat vrygelaat of ontvlug het nie. Hoeveel mense gaan wegkom, wanneer God ondersoek instel? Nie een nie, sê die woord vir my. Vers 23 sê, maar hulle het die koning van Ai lewend gevang, en hom na Josua toe gebring. So sal Satan eendag lewend moet kniel en sê, God is regverdig, en dan sal hy vir ewig vernietig word. Vers 24, nadat Israel al die inwoners van Ai in die veld, net nie stad nie, in die veld, in die woestyn, waar hulle agtervolg het, geheel en al van kant gemaak het, en hulle almal tot die laaste een toe deur die skerpte van die swaard wat geval het die hele Israel teruggekom na Ai, en dit met die skerpte van die swaard verslaan. Al die gesneuweldes op die dag, manne sowel as vroue, 12.000. Al die mense van Ai. En Josua het sy hand met die uitgestrekte spies nie teruggetrek
voordat al die bewoners van Ai met die banvloek getref is nie. En so is Josua met sy hand in die uitgestrekte spies, 'n tipe van die oordeel van God aan die einde van tyd. Net die vee en die buit van daai stad het die Israeliete vir hulle buit gemaak. So sal God se kinders beloon word in die hemel en op die nuwe aarde, volgens die woord van die Here wat hy Josua beveel het. Dan sê vers 28, toe het Josua Ai verbrand en daarvan 'n puinhoop gemaak, vir ewig 'n wildernis tot vandag toe. En ek het hierdie hartseer foto bygesit, voorlaaste foto van 'n huis wat in vlamme opgaan. Daar kan niks meer gered word in daardie huis nie. So sal God elke spoor van sonde uitwis, dat daar niks oorbly nie. Absoluut niks. En die koning van Ai het hy aan 'n paal opgehang tot die aand toe. Maar teen sonsondergang het Josua bevel gegee, en hulle het sy lijk van die paal afgehaal, en dit by die ingang van die stadspoort gegooi, en 'n groot hoop klippe op hom gestapel, wat vandag nog daar is. Dis baie interessant daai woordjie aand, want in die aand begin die Sabbat, die volgende dag of dan die Sabbat, en dit het vir my betekenis in hierdie vers. En dan die laaste teks in Josua 7 vers 6. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. Nou, hoekom lees ons nou hierdie teks? Ons was nou net in hoofstuk 8. Nou moet ons na hoofstuk 9 toe gaan. Maar nou spring ek terug na hoofstuk 7 toe. Hierdie het gebeur toe die mense van Ai hulle aangeval het. Hy het as op sy kop gooi. Hulle was moedeloos. En hier lê hy voor die Here en hy kla. Maar wat het nou net gebeur? Hulle het Ai verbrand tot as. As Josua net Ai geloof gehad het om deur te sien, deur hierdie probleem, dan kon hy gesê het, Here, hier staan ek is gereed om te volg waar U lei. Maar soos die Israeliete gekla het, kon hulle nie deur geloof deursien nie. En ons moet leer om deur geloof te sien wat die Here beloof het vir ons in die boek Openbaring en in ander tekste oor die toekoms. Lees toe vers 7. En Josua het gesê, ag Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly. Arme Josua hier trap in dieselfde slaggat met Ai se ondervinding as die Israeliete wat wou terugkeer Egipte toe. Maar ons moet vas staan. Ons moet nooit wil terugkeer Egipte toe nie. Ons moet nooit die Here verwyd nie. Hy weet wat is reg. En wanneer dit lyk asof die vyand volkome oorwinning oor ons bereik het, dan gaan die mure van Jerigo val. Die engele gaan optree, God gaan optree, en ons gaan hom sien kom. En ons sal hom sien kom met die wolke wat die engele voorstel, met die wederkoms. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, soos die mense van Ai geval het, soos die stad verbrand is, soos al die mense behalwe Rahab en haar gesinne is vernietig is in Jerigo, so sal U uiteindelik sonde uitwis van hierdie aarde, en ons sal volgens ons keuse kan wees in die nuwe Jerusalem. Ons sal kan opgaan met U met die wederkoms. En 1000 jaar later sal ons neerdal na hierdie aarde en in die nuwe Jerusalem op die mure staan en net die goddelose se vernietiging aansien. Geef vir ons
daardie moed, daardie geloof om U te vertrou tot die einde toe. Amen.